Mense, goeiemôre. Dis koffietyd saam met my Frik Weideman by hierdie pragtige rots. Ek is op die plaas te Kuilen in die hartjie van Namakoland. Nou ek staan vanoggend letterlik en figuurlik in die skaduwee van die Almagtige. Dit voel so. Ons het hierdie bome weggesny hier by die koffietydrots. Nou kom hierdie takke oor. Dit voel asof ek letterlik onder die goepa staan, into the bridal chamber. Dis net 'n atmosfeer van wow, Abba is hier. Abba, hy is hier. Ek voel soos Elia wat weggehardloop het, onthou jy vir Jezebel? En hy gaan lê onder 'n besembos en die engel maak hom wakker. Hy sê van my, staan op, eet water, drink, eet brood. Want hierdie brood gaan jou voed vir 40 dae. En hy kom by hierdie berg en hy kom in die skeur van die rots en hy gaan kruip weg in hierdie rots en daar kom 'n sterk wind verby en die vuur kom verby en toe kom daar 'n sagte wind. En in die sagte wind hoor hy 'n stem. En die stem sê vir hom: Elia, wat maak jy hier? Wat soek jy hier? Kom hardloop jy weg? Hoekom kruip jy weg? Weet jy nie dat ek is met jou nie? Kom aan Elia, staan op, vul jou horing, gaan salf vir my 'n nuwe koning, gaan salf vir my 'n nuwe profeet, want ek wil jou kom haal, my eie woorde. Nou staan ek vanoggend hier by koffietyd. En ek wil juist met jou praat vanoggend oor oproepe en boodskappe wat ek kry van mense wat in die waarheid kom, mense wat sê, ek is klaar met fluffiness, ek is klaar met hierdie dinge van nie, ek is klaar met Jezebel, ek is klaar met die Leviathan, ek is klaar met die verdraaiing van die woord. Ek soek die waarheid, man, want die waarheid gaan my vrymaak. Ek is moeg vir leuns, ek is moeg vir soft soap, jy weet daai soft soap, ek is moeg. En nou bel hulle my en ek vertel hulle en hulle is ingeskakel by Menorah Tabernakel se uitsendings op YouTube en op Bakkie Boodskap en Koffietyd soos nou, en dankie dat jy ingeskakel is by Koffietyd. En dan sê die mense vir my, hoor jy, ek het nou met ons vriende gaan praat oor Shabbat en ek het met hulle gaan praat oor Vader se gebooie en ons moet gehoorsaam wees in die woord en dis van Genesis tot die boek van Openbaring. Hy sê dan het hulle 'n geveg. Hulle het 'n geveg en ons het nou gaan koffie drink, maar die koffiedrink was nie 'n goeie ervaring gewees nie. Ons is daar weg, kwaai vriende. En dit was ons beste vriende gewees. Nou is ons kwaai vriende. So Frik, wat kan ek vir hulle sê? Ons het dit nou al probeer, ons het dat probeer, ons het die woord gaan gee, ons het jou boodskappe aangestuur, ons het iemand anders se boodskappe vir hulle gestuur, ons stuur vir hulle die skrifte in die woord. Help ons, wat moet ons met hierdie mense doen? Ek sê, jy kan niks doen nie. Jy kan niks doen nie. Dis hierdie onophoudelike argumente wat divisie veroorsaak en dis 'n stywe atmosfeer as jy instap en dis gedurig argumente, ja maar die woord dit en is genade dat en gehoorsaam hier en jy moet dit doen en Shabbat en feeste en daai goeters. Hulle verstaan dit nie. En ek sê vir hulle, weet jy wat? Wysheid soms is om stil te bly. Hou so 'n bietjie jou mond. Moenie so baie praat nie. Want hulle gaan buitendien nie verstaan nie. En ek sê dit met baie respek, en ek sê dit eintlik met hartseer. Want hierdie is 'n hartseer boodskap, dit is eintlik hartseer. Mense, en ek het dit gesê, en ek gaan dit weer vir jou sê, die volk in Egipte was vir 430 jaar in ballingskap. Jahwe die Almagtige, deur die inspraak van sy gees en deur Moses, het 40 jaar gesukkel om Egipte uit hulle uit te kry. Ons, nou, is 1700 jaar in ballingskap, in verleiding en misleiding. Hoe lank dink jy gaan ons dit vat om uit hierdie tradisie godsdiens en leuns en misleiding en verleiding uit te kom? 40 jaar, nee, baie langer. Dis hoekom daar argumente is. En ek sê vir hulle, bly stil. Hou op praat oor dit. Ja, maar ek moet gaan verkondig. Ek sê jy moet. Ek sê maar wie wat, jy's reg. Jy's reg want jy praat volgens die woord, maar die manier van aanbieding, die manier jy dit oordra, kan dalk miskien verkeerd wees en dan stoot jy hulle weg. So wees versigtig hoe jy dit oordra. En ek besef toe hierdie mense my skakel, mense, nie een groep mense nie, nie 2 nie, nie 3 nie, 'n klomp mense wat met hulle ouers praat, wat met hulle vriende praat, ouers praat met hulle kinders, broers en susters praat met mekaar. Dis 'n geveg. Sê die woord nie dat die woord gaan vyandskap bring tussen familielede nie. Ons sien dit nou gebeur.
Ons sien herlewing wat plaasvind, maar ons sien ook die vyandskap wat plaasvind as gevolg van geloof. En ek besef toe, en hierdie goed pla my, dat mense dit nie kan snap nie. En ek weet tradisie speel 'n groot rol, maar daar's 2 scenario's. En ek wil dit vir jou lees, maar ek wil dit lees, ek wil nie 'n woord mis nie, ek wil dit nie quoteer en ek mis dalk 'n woordjie nie. Ek wil dit vir jou lees. So as jy vanoggend by koffietyd jou woord het, maak hom oop by 2 Korintiërs 4 vers 4. Dan gaan jy hierdie 2 scenario's verstaan wat ek nou met jou wil deel. Eerste scenario, nommer 1. 2 Korintiërs 4 vers 4, naamlik die ongelowiges in wie die God, klein lettertjie God, antwoorde die duiwel, van hierdie wêreld die sinne verblind. Hy verblind die sinne van mense, sodat, hoor mooi, sodat, na die komma, die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van die Messia, Yeshua die gesalfde, wat die beeld van Elohim is, nie op hulle skyn nie. So tradisie het hulle so verblind, en die duiwel het dit reg gekry om sluiers oor hulle oë te trek in terme van tradisie godsdienst, dat wanneer jy met hulle praat, is hulle verblind. Die evangelie is bedek, sodat wanneer hulle die woord lees, dat die Messias, die gesalfde, die beeld van Elohim, nie op hulle skyn nie. Hulle snap nie wie hy is nie. Hulle erken hom nie wie hy is nie. En hulle wandel in tradisie godsdienst, en hulle kan nie verstaan hoekom ons gehoorsaam wil wees aan die woord nie. Wat is Vader se feeste? Man, dis Joods. Nee, dis nie Joods nie, dit behoort aan hom. Dis die eerste scenario. Die tweede scenario. En die tweede scenario maak my bang. Dit maak my bang. Kom ek deel dit met jou. 2 Tessalonisense hoofstuk 2, vers 10 tot 11, voor ek voortgaan. Onthou jy wat Vader Jahwe met Farao gedoen het? Moses en Aaron kom in en hy sê vir Farao, Farao, mag jy lank lewe, maar daar's 'n God in die hemel, die God van die Hebreërs, wat vir ons die opdrag gegee het om te trek, om hom te gaan dien in die woestyn. Hy sê daar's nie 'n manier nie. En Jahwe die Almagtige maak Farao so hard. Hy bring 'n verhardheid op sy hart. Hy bring eintlik die krag van die leuen, dat hy moet dink. Farao dink, maar hy is die God van die maan, hy is die God van die Nyl, hy is die God van die son. Hy dink hy is dit. Hy is die God van hierdie wêreld. Met ander woorde, die krag van die leuen word in Farao gemanifesteer en Jahwe die Almagtige het daai krag in hom gestuur. Hoor wat gebeur hier met mense in die laaste dae. Leef ons in die laaste dae? Absoluut. Hoor wat gebeur hier. 2 Tessalonisense 2, vers 10 tot 11. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, met ander woorde, verleiding van hulle wat in ongeregtigheid wandel, omdat hulle verlore gaan, omdat, hier is die rede dat hulle verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Eerste scenario is 2 Korintiërs 4 vers 4. Dat die God van hierdie wêreld het mense se sinne verblind. Dat die verligting van die evangelie, van wie Meester Yeshua is, hy is die beeld van Elohim, nie op hulle skyn nie. Die tweede scenario is, hulle wat verlore gaan omdat hulle in ongeregtigheid wandel en hulle die waarheid nie lief om gered te word nie. Hoor wat sê die volgende vers. Hy sê, en daarom, nou hierdie is hartseer, en daarom sal Elohim hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. En nou is hierdie al ewige argumente. En nou sê ek vandag vir jou, soms is dit wysheid om stil te bly. Moenie verder praat nie. Nou gooi jy jou parels voor die varke, met baie respek. Met baie respek. Hy sê, daarom sal Elohim hulle die krag van die dwaal stuur, om in die leuen te glo. Dink gou daaraan. Dis eintlik 'n plek van no return. Dis gevaarlik. So nommer 1, die bose doen sy bes om mense te bedrieg, om mense te mislei en mense te verlei. En hy trek sluiers oor hulle oë. Tweedens, tradisie hou mense in gevangenskap. En ongelukkig en is hartseer, is dit die lot van baie mense wat nie tot die waarheid kom nie. Want hulle die leuen meer lief as wat hulle die waarheid lief het. Hulle verstaan nie die waarheid nie. Wat sê Meester Yeshua? Hy sê, julle vader is die duiwel, en hy is die vader van die leuns, en hy vertel julle om dit te doen, en dit te doen, en dit te doen, en dit doen julle.
Julle skinder, julle praat kwaad, julle kom nie tot die waarheid nie, julle leef in ongeregtigheid, julle leef wetteloos, julle wil nie tot die waarheid kom nie. Julle vader is die duiwel. Dis die duiwel, man. Maar ek het gekom, Yeshua praat, hy sê, ek het gekom, en hy sê, ek is die waarheid, maar die waarheid het julle nie aangeneem nie. Nou, in 2 Tessalonisense 2 vers 10 tot 11, hy sê, nou stuur ek die krag van die dwaal in julle, want julle het klaar besluit, julle gaan nie verander nie. Julle gaan nie verander nie. En omdat julle die leuen verkies het, bo die waarheid, is dit die resultaat. Wat is die resultaat? Ek stuur die krag van die leuen, dat julle kan glo, want julle die waarheid nie lief, om tot redding te kom nie, en dis die hartseer. En dis die 2 scenario's, wat nou gebeur in die laaste dae. En die krag van die dwaal veroorsaak, dat mense in die leuen bly. En hulle gaan in die leuen sterwe. En hulle dink hulle lewens is verlig. Mense, ek het dit nou op een van my Shabbat boodskappe het ek het genoem. Hoor, dis tragies. En dit gaan kom. En al wat Vader doen is, hy laat jou oor aan jou keuses, aan jou besluite wat jy geneem het. So mense, ek wil hier moet gaan kyk na hierdie 2 scenario's asseblief, en maak 'n aantekening, jy gaan lees dit asseblief in jou eie woord, 2 Korintiërs 4:4, 2 Tessalonisense 2 vers 10 tot 11. Gemaak seker, jy kom tot die waarheid. Mense, baie dankie dat jy vanmôre ingeskakel was, hier by koffietyd, hier onder die Goupa, skaduwee van hierdie rots, letterlik dit voel soos, hier rots beteken niks nie hoor, nou moet mense gaan en sê, Frik, jy aanbid 'n klip, nee ek aanbid nie 'n klip nie, ek sê maar net by wyse van spreuke. Ek staan letterlik vandag in die skaduwee van die Almagtige. Abba, ek bid dat elke persoon, elke koffietydkyker vandag sal seën. Met u teenwoordigheid, met u liefde en ook met die waarheid van u woord. Dis my gebed, Abba, en ek bid dit in Yeshua se wonderbare naam. En my gees roep uit, halleluja. Baie dankie, tot 'n volgende keer, Frik Weideman, koffietyd. Shalom.